Hallo daar, en baie welkom by ons aanlyn Bybelskool van die boek Hebreërs. Wat 'n voorreg om in hierdie tyd van die jaar met hierdie baie spesiale boek ook te kan reis, te kan net saam met deurwandel en te kan hoor hoe die Hebreërs skrywer ons opnuut help om te fokus op Jesus, né? Op wie hy is en die groter as Here. So as jy vandag eers by ons ingeskakel het, baie welkom. Hier voor my is notas met ontsettende baie voetnotas wat jy sou kon gaan bestudeer hierna. En al die vorige tekste is ook daar vir jou. So stuur net my e-pos en ek sal graag vir jou dit aanstuur. En as dit vir jou van waarde is, deel dit graag. Want dit is so voorreg om te kan deel in die skatte van God se woord, wat ons op hierdie manier ook saam kan ontdek. Ons het verlede week Hebreërs 11 gedoen, waarin ons stilgestaan het by hierdie groot lys van gelowiges, waarin die Hebreërs skrywer vir ons kom herinner toe hy aangehak het by die einde van hoofstuk 10, wat gaan het oor geloof, toe ek sê, maar dit is wat geloof is, en kyk hoe dit uitgespeel in die verlede. Hoofstuk 10 en 11 is 'n baie goeie voorbereiding vir die teks wat ons vandag by gaan stilstaan, want dit gaan in die besonder oor aanmoediging, oor fokus, oor om te sê, hoorie, maar hou jou oog op hierdie Jesus, ons moet mekaar aanspoor, mekaar inspireer, ons moet nie wegbly van die samekomste van die gelowiges nie, en ons moet weet, daar's 'n lys gelowiges, wat ons vooraf gegaan het, en as ons by hulle kan leer, en veral die einde van hoofstuk 11, sommige het nie op aarde beleef, dat hulle beloftes vervul word nie, omdat God vir hulle iets beter in die oog gehad het, en die beter is dit wat natuurlik in die hiernamaals gebeur. So die Hebreërs skrywer is besig om die gelowiges, wat onder baie druk is om terug te keer na hulle Joodse wortels toe, om terug te keer na hulle Joodse gemeenskappe toe, want die druk en die vervolging is baie, om vir hulle te herinner, hoorie, maar moet dit nie eers oorweeg nie. Die Engelse woord apostasy, moenie eers dit waag om te apostasize nie. Dis nie eers 'n opsie nie, want kyk net hoe groot en goed is die evangelie, en kyk waarvan as jy deel. So vandag sien ons daai storie ook verder uitspeel. Jy is so welkom, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie oomblik. Dankie vir hierdie oomblik in ons eie lewe, en ons wandel met U. Dankie vir die oomblik binne die groter konteks van hierdie jaar, en juist hierdie tyd waarin ons ook by hierdie teks ook kan stilstaan. Ons is diep bewus van lydenstyd. Ons is diep bewus van die hoë priester wat die offer betaal het. Ons is diep bewus van die groot fees van opstanding en die goeie nuus wat die wêreld tref. Terwyl ons in hierdie tyd ook stilstaan hierby, bid ek so dat ons ook ons ore sal oopmaak vir die stem van die Gees en vir die leiding ook vanuit die woord. Dankie vir die baie belangrike hoofstuk en die baie belangrike brief van U baie belangrike woord. Ons bid, praat met ons Here in Jesus se naam. Amen. Hebreërs 12 se opskrif, hier in die 83 vertaling wat ons maar altyd gebruik, die oog moet op Jesus gefestig wees. Vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. 3 baie belangrike dinge, soms so in die intrapslag, wat die Hebreërs skrywer in sy brief van aanmoediging vir die gelowiges sê. Hy gebruik hier die beeld van 'n atletiekstadion, die Olimpiese spele, en dan veral die etniese spele was bekend in daai tyd gewees, en hy gebruik hierdie beeld om te sê, maar daar's 'n wolk getuies, in die Grieks sal die woord wolk beskryf word as, eerstens 'n wolk, maar tweedens 'n multitude, 'n geweldige groot groep. In my voorbereiding het ek daaroor gedink, en is die eerste keer dat ek op hierdie manier hierna gedink het, dat in die Ou Testament, veral in die Exodus, sien ons dat God het bo oor sy mense gehang in 'n wolk. En hierdie wolk was 'n beskrywing van sy teenwoordigheid, sy Shekinah. Nou gebruik die Hebreërs skrywer vanuit die taal, die konteks van die Jode, wat hulle sou ken, die wolk as daar's geloofsgetuies daar, wat opnuut kom sê, die gelowiges is by die Here, nee. Maar hulle lewe, hulle storie, wat ons in hoofstuk 11 gesien het, gebruik hy as inspirasie, as getuienis vir die gelowiges om vas te byt. So hy sê, ons het soos in 'n stadion, 'n skare van hulle wat ons vooraf gegaan het.
In die afgelope jaar is daar 'n paar regtig besondere gelowiges wat hemel toe is. En jy kan hulle so by die naam opnoem. Ek praat nie net van die internasionaal bekendes nie, maar dalk mense in jou lewe. Ek weet mense in ons gemeente wat so 'n mooi pad met Jesus gestap het, wat as dit ware met die tekkies aan hemel toe is, wat net so gereed was om by Jesus te kom. Want die Hebreërskrywer begin deur te sê, luister na die skare, daar's 'n wolk getuies om jou. Hulle wie se stories daar is om jou te inspireer. Tweede, wat moet ons doen? En hiermee sien ons die uitdaging, die sonde wat hierdie verstrikking is, wat jou baie maklik kan potjie. En hy sê dit is 'n las wat jy het, en daai las moet jy afgooi. Dit is 'n las wat Dawid in Psalm 51 sê, ek en jy mee gebore is, in sonde ontvang en gebore. Hy sê, maar gooi dit af, want jy moet hierdie wedloop voltooi. En dit laat my so dink aan Paulus se beeld in Filippense 3, wanneer hy ook atletiek gebruik as 'n beeld. Hy sê, ek hardloop hierdie wedloop, my oog gefestig op Jesus, daarom maak ek my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Nee, my fokus op Jesus, so enigiets wat my terughou, maak ek my los van, en ek strek my uit. So dis die tweede, die uitdaging, en dan derde, die belangrike, die vereiste, laat jy die wedloop wat vir jou voorlê, met volharding hardloop. En ons weet hoe belangrik volharding is, in die Hebreër teks, volharding is wat ons nodig het om die wil van God te doen, volharding is wat nodig is in tye van swaar kry, dink maar net in Romeine 5, 3-5, en wat dit vir ons ook natuurlik in staat stel om te doen. En dan, die belangrikste, dink ek, punt van die hele Hebreërbrief, is kyk na Jesus, fokus op Jesus. Hierdie brief van aanmoediging begin en eindig by hierdie, kyk na Jesus. En wie is Jesus? Hy is die begin en die volëinder van die geloof. So hy is die alfa en die omega, die eerste en die laaste. In terme van ons geloof, hy is die rede hoekom ons tot geloof gekom het. Hy is die wat aan die einde vir ons sê, maar welkom tuis. Nee? Die volëinder, die voltooier van ons geloof. Terwille van die vreugde, en onthou, dis nou fokus op hom, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Die belangrike hiervan is, die Hebreërskrywer help ons om met Jesus se perspektief na die wêreld te kyk, vir die lesers wat besig is om swaar te kry en te ly. Hou jou oog op Jesus en wat het hy gedoen? Daar was vreugde vir hom in die vooruitsig, daarom het hy hierdie vallei van doodskade het hy verduur. In Johannes 18 sal Jesus sê, hy moet die oordeelsbeker drink, hy kies daarvoor. Hy het gekies vir lyding. In Hebreërs 2 en Hebreërs 4 het ons klaar herinner, dis wat die leidsman wat ons het, wat volle medelee met ons het. En nou, fokus op hom, hy is die een wat terwille van wat vir hom gewag het hy dit wat hy moes verduur, het hy dit in die oog gestaar en het hy dit verduur. Perspektief verander alles. En met die oog op Jesus, kom sê die Hebreërskrywer vir sy lesers, volhard, hou moed, fokus. En kyk wat eindig nou. Hy sê, Jesus het vir die skande van die kruis, nou, vir die Jood sou dit skandalig gewees, het skandalon, om aan 'n kruishout te sterf. Ek wil hulle sou so neergekyk het daarop, hulle sou glad nie daarmee geassosieer het nie. Paulus sê, die kruis is vir julle 'n skandaal, vir ons is dit die krag van redding. Dit fokus ons op Jesus. So daarom het hy vir die skande daarvan het hy nie teruggedeins nie, want hy het geweet waar naartoe dit sal op uitloop. En dan sê die Hebreërskrywer, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. En ons het al 'n paar keer hierin gesien, en ons gaan veral ook wanneer ons met Handelinge besig is, dit sien dat hierdie posisie wat Christus inneem, aan die regterkant van God, dis nie 'n plek wat 'n hoëpriester sou inneem nie, ons het dit in die Hebreërbrief ook gesien, maar dis 'n plek wat 'n seun inneem. Dis 'n plek van gesag, van autoriteit. 'n Gewone hoëpriester sal nooit sit nie. Hy sal altyd staan, maar Jesus kan gaan sit by die troon. Ons sien Romeine 8, daar waar hy vir ons pleit, waar hy vir ons intree. So opnuut net weer, hy het hierdie lyding gegaan, sy oog is op wat vir hom wag, op die vreugde wat vir hom wag. Filippense 2 vers 5-11, hy het daai hele afwaartse reis gevat tot in die dood, en hy is opgewek, en hy het opgevaar, en voor hom gaan elke knie buig, en elke tong gaan bely, dat hy die Here is, tot eer van God die Vader. Hou hom voor oë, wat by die troon, op die troon sit. Hou hom voor oë, vers 3, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het. En dis die boodskap van die brief. Hou hom voor oë, en verdra die vyhandige optrede van die sondaars teen jou, van die ongelowiges teen jou. As dit gebeur, en hier is die toepassing, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.
So vir die geestelik moeg word en uitsak, so dit beteken om die rug te draai, om te apostasize, om weg te stap. Hoe keer ons dit? Nou ons oë op hom. Julle het nog nie vers 4, so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Hier is die realiteit van die moeilikheid in hulle lewe, en die Hebreërskrywer skryf hulle weg, hulle oë weg van die huidige realiteit van vervolging, en natuurlik van versoeking om terug te keer na die Joodse geloof toe, na die sonde toe. Hierdie sonde wat so maklik verstrik, vers 1, julle het nog nie so teen dit weerstand gebied, weer eens 'n atletiekbeeld, nee, om teen jou teenstander weerstand te bied, om jou vorentoe te beur, nee, dis wat hy gebruik. Julle het nog nie so daarteen gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. So dis 'n lewensbelangrike saak. Dit het nog nie so erg vir julle geword nie. En onthou, hy is besig om hulle te motiveer. So hier is die realiteit, julle het nog nie so gestry nie. Nou weet ons in die vervolging van daai tyd, in tyd van keiser Nero, was daar verskriklike dinge wat met gelowiges gebeur het. Maar dit was nie teen die sonde nie. Dit was teen die wreedheid van mense, wat mense aan gelowiges gedoen het. Maar opnuut net weer, die groter vyand is nie mense nie, nee, dis sonde. En om daarteen weerstand te bied. Julle het ook vergeet van die aanmoediging, in die Griekse woord daar is parakaleo, dis die woord van 'n afrigter, wat vir sy atlete sê, maar jy kan nog meer, jy kan nog meer, wat jou verby jou plek van gemak kan druk, om nog verder te gaan. Julle het vergeet van die aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig word. En hierdie is 'n baie belangrike begrip. Veral in hierdie hoofstuk gaan ek en jy sien, dat daar van gelowiges gepraat word as kinders. So dis familietaal. En om so in te trek in familietaal beteken vir die gelowiges, julle is nie net meer deel van 'n etiese groep nie. Julle is nie net deel van hierdie groep met al hulle wette en daai storie nie. Nee, julle is in 'n familie, in 'n nuwe gesin, waar die paterfamilias, die vader van die familie, 'n klomp reëls het. En 'n klomp liefde het wat hy uitleef by wyse van hoe hy jou dissiplineer en vorm en opvoed. Kyk net mooi wat doen die Hebreërskrywer. Julle het vergeet van hierdie aanmoediging wat tot julle van kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie. En die Griekse woord daar vir tug gaan ons nou 'n paar keer sien, is die woord padeian, wat gekoppel word aan die woord padeia. Nou padeia is 'n kind, nee, paidion is 'n kind, en 'n padeian is die opvoeding, dissiplinering en tugting. Nou as jy ooit groot geword het in 'n huis waar jy geliefd was, dan sou jy weet die woord nee is iets wat jy sou gehoor het. En nee is nie liefdeloos nie. Nee kom in die hart van ouers wie se wil vir jou beswil is. Daarom is daar vir jou gesê, jy kan nie in die week later as 'n sekere tyd wakker bly nie. Jy kan nie kry wat jy wil hê wanneer jy dit wil hê nie. Jy het nodig om te hoor nee. En nee is teen jou wil. Nee mag dalk jou gebring het as 'n kind om te sê, maar julle is nie lief vir my nie. Julle gee glad nie om vir my nie. Soos wat kinders mos maar maak. Maar jy het dit gesê omdat jy besig was om hulle te vorm vanuit liefde na 'n plek toe as ouer. Maar vir daai kind was dit 'n ongemaklike op die plek belewenis van liefdelose ervaring. Maar die harde of die mooie realiteit daarachter is, dit het 'n plek van omgee gekom. Nou hoor net mooi vanuit hierdie beeld, moet dit nie gering ag. So moet nie die waarde daarvan besef of verloor as die Here jou tug nie. Sien die skat daarvan raak. En moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. En God se teregwysing is daai keer in jou en my lewe, wanneer jy jou wil handhaaf, soos oom Frank sou sê, I did it my way, en God sê nee, doen dit my manier. Daai kere wat jy wil sê, maar ek het al die regte, en die Here sê, gee dit weg. Daai kere wat jy wil sê, maar dis myne, en die Here sê nee, deel dit. Daai oomblikke, moet dit nie gering skat as jy tereggewys word nie. Hier is die belangrike, want die Here tug die wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Nou, vir my as kind van die Nuwe Testament, net soos vir jou, sal hierdie woorde van straf my by 'n plek bring van, maar het Christus nie die straf gedra nie, en jy's reg, hy het. So die woord straf hier is 'n aanhaling uit Prediker uit, en die beskrywing daar is nie 'n ding van die straf soos die straf op sonde nie, maar die straf soos dra die gevolge van jou dade. Nee, om bestraf te word. Dis eintlik die beginsel hierachter. Bestraffing fokus op teregwysing.
En dis eerder die konteks hiervan, van die Padeian, om kinders op te voed, om hulle groot te maak, en dat die Here vir jou en my wil lei, en daarom word ons tereggewys, want ons is besig om te groei. Onthou jy die vroeëre begrip van die melkkos en die belangriker, dieper dinge? Wel, hier is weer eens daai proses. En dan dink ek vir myself van die tye van teregwysing en van vorming, as jy 'n Jood was en jy het hierna geluister, en jy sou terugkyk, dan sou jy seker dink aan die ongemak van gelowiges soos Daniël en sy vriende, in die Nuwe Testament, die lewe van Stefanus, van Paulus, van Petrus, en hoe dit Petrus se siening ook op lyding verander het. Want Petrus sou sê, dis goeie nuus as jy ly, want jy word gevorm en dit bring hierdie skat in jou na vore. So die Hebreërs skrywer vanuit hierdie beeld van 'n vader, kom sê, maar wanneer jy tereggewys word, moenie die skat daarvan, die oomblik daarvan, die waarde daarvan, moet dit nie geringskat nie. Want in die vers 7, verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? En hierdie woord dissipline, help jou my om net weer te onthou dat disippelskap kan nie sonder dissipline gaan nie. Disippelskap kan nie sonder die hele belangrike beginsel van om te oefen, to train, kan dit nie sonder dit wees nie. So 'n vader wat sy kinders help om gedissiplineerd te leef, om in disippelskap te wandel agter Jesus aan, deur hulle ook te dissiplineer, is 'n liefdevolle vader. En as aardse vaders dit gedoen het, dan is dit mos ook reg dat ons hemelse Vader dit met sy kinders, met jou en my doen. Die Engels word vertaal met proper rules of conduct or behavior. Dis hierdie training, the proper rules of conduct or behavior, om daarin gedissiplineerd te word. As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. En die woord werklik nie sy kinders nie, nothos, in die Grieks verwys na buite-egtelike kinders. So wat gebeur met die kinders van die Vader? Hulle word gedissiplineer. En die buite-egtelike kinders? Wel, in die wêreld van die Bybel, in die wêreld van familietaal, jy gee nie om vir kinders wat nie in jou familie is nie. Jou eerste fokus as pa, is om na jou kinders te kyk, nee. Al die hemelse Vader gaan sy kinders tug. As jy nie getug word nie, en nie getug wil word nie, dan is jy nie werklik sy kind nie, nee. Dan is jy 'n kind buite die familie van die Vader. 'n nothos, of soos wat vertaal word, 'n kind sonder wettige status. Vers 9, verder het ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Weereens 'n toepassing, tug wat jou inperk, waarvan jy op daai oomblik nie hou nie, lei jou na 'n plek van eerbied toe. Nou na 'n plek van waardering en respek toe. Dis wat toegewys moet word aan vaders, wat dit leef, nee? Wat so omgee vir hulle kinders. Wel, ons Vader, ons hemelse Vader, wat ons dus tug en dissiplineer, die uiteinde daarvan is ons liefde vir hom, en die eerbied en respek. Sal ons dan nie tog des te meer ons aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Nou Johannes 3 help ons. Johannes 17:3 praat van die ewige lewe wat dit is om God te ken. So om na hom te luister is dus 'n positiewe kyk na tug, nee. Na sy dissipline in ons lewe, as 'n teken van sy omgee. Ons Vader het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug. Goeddinke van aardse vaders. Maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. En dit is die doel daarvan. Sy wil is vir ons beswil, en hoe kom ons by ons beswil uit? Deur sy tug, en die Duitse woord toegtung is om jou vorentoe te neem. Soos die aanmoediging van parakaleo, om jou vorentoe te neem, is die toegtung om jou vorentoe te neem. So die belangrike is, God se tugting, is om jou al hoe meer te vorm na Jesus toe, en Kolossense 3 vers 10 sê presies dit. Want ek al hoe meer verander word na die beeld van Christus toe. Daarom Johannes se woorde in Johannes 3:30, hy moet meer word en ek minder. Hoe belangrik is dit nie, ook in 'n tyd soos hierdie nie. En wanneer ons getug word, en ek wens ek kan elke keer vir jou weer net wys daarop, want die woord Padeian kom die hele liewe tyd voor. So tug en dissipline en vorming en opvoeding word so die hele tyd as deel van kind wees van God hier ook by mekaar, interaktief ook gebruik.
in verwisseling gebruik. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Nou die bly wees is charis, is 'n beskrywing van absolute joy. En teenoor dit, die Griekse woord lipai, en lipai wat nou natuurlik verwys na hartseer. Nou, as jy 'n kind sien wat getug word, geen kind is opgewonde in die oomblik daaroor nie. En daarom sal dit ook wees vir jou en my as kind van die Here. Ek onthou 'n dag van 'n man hier in ons gemeente wat in 'n diens sit en die Here vir hom gevra het om sy baie duur sportmotor weg te gee. En sy oortuiging daarvan was, maar dit is wat die Here van my vra. Hy het beleef op daai oomblik dat dit dalk tussen hom en die Here gestaan het. En hy het letterlik die sleutels daar na die diens vir een van my kollegas gegee en gesê, hier, vat dit nou, ek sal vir jou laat weet wat om hierna te doen. Die vreemde natuurlik was toe my kollega met daai sportmotor uit die kerk en moes ry huis toe, en ander mense dit kon raak sien. Dit sou dalk nogal gedink het dat hy dalk in 'n ander gemeente is, as by ons. Maar die belangrike is om daai weg te gee. Maar die gehoorsaamheid en die seën wat hierdie gehoorsame gelowige beleef het daarna, was net so geweldig. So dit kan wees dat die Here van jou vra om iets te gee, wat jy aan vaskleef, en op daai oomblik vul dit jou met hartseer en verlies. Maar later, hoor dit mooi, later lewe dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. En wat bring dit? Vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Galasiërs 5:22 praat van die vrug van die Gees as liefde, die tweede woord, vrede, en dan vreugde. Hoe belangrik is daai 3 eerste dele van daai 9 vrug van die Gees nie? Liefde vir God, wat my bring by vrede tussen my en verhouding, weet ek in die Here se verhouding, en 3, dat ek met vreugde kan leef, want ek is gehoorsaam aan sy wil. Wil jy gevul wees met vreugde? Kom terug by wat die Vader van jou vra. Al is dit ongemaklik, al is dit ongerieflik, jy gaan soveel vrede hê, want dit weet ek uit my eie lewe en ek waarskynlik ook uit joune. Dat wanneer ons ongehoorsaam is die onvrede daarvan is so geweldig om te moet dra. En so geweldig om te moet verwerk, dat dit net nie die moeite werd is om dit eers te oorweeg om ongehoorsaam te wees nie. Want die vrug van vrede is so 'n groot geskenk, en die Hebreërskrywer help ons om mooi en positief ook daaroor te kyk. Onthou, God se wil is vir ons beswil, en om God te gehoorsaam is om te sê, Here, U wil nie, my wil nie. Vers 12, versterk daarom die slap hande en die lam knie. Versterk kan ook vertaal word met, maak dit reguit, straighten up, kom regop, nee. Maar hier is die interessante, die Griekse woord vir die slap hande, is die woord parallelumena, en ek en jy ken die woord Paralympics, nee? Die Paralimpiese spele, wat eintlik gedoen het met, wat ons sou vertaal met iemand wat verlam is, nee? Dis die parallelumena, die slaphande en die lamknie, en loop die reguit pad. En in die Grieks sou dit kon vertaal word met, en tree reg op. So, kom reg op, maak dit sterk wat lam is, en loop agter Christus aan. En hy is die weg, die waarheid in die lewe, hy is die Hodos. So om die reguit pad te loop, is om op die pad te stap, agter hom aan, om te doen wat reg is. Dan sal wat lam is, nie uit lidheid raak nie, maar gesond word. En gaan vergelyk gerus hierdie teksgedeelte met wat Jesaja skryf in Jesaja 35, vers 3 tot 10. Vers 14, beywer julle vir vrede met alle mense as ook 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou as jy onthou wat Jesus in Matteus 22 sê as die opsomming van die wet, dan praat hy van liefde vir God en liefde vir ander. En in die vorige gedeelte sou jy kon sê, maar alles rondom tug en gehoorsaam wees en gevorm word, en om dit nie te gering te skat nie, gaan oor liefde vir God. En nou bring die Hebreërskrywer ons by die tweede deel van die 2 baie belangrike fokusse van Jesus se, dit is die opsomming van die wet, nee, naamlik die liefde vir mekaar, die liefde vir ander. En in die eerste teken, leef in vrede met alle mense. So met die oog gefestig op Jesus en 'n versterkte liggaam is dit wat jy moet doen. Anders gesê, geloof en dade. Jy moet 'n heilige lewe hê en in vrede met alle mense lewe. Hierdie woord heilig het te doen met hagios, eenkant gesit, 'n lewe afgesonder vir God. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie.
Dit sluit aan by hoofstuk 10, wat ons mekaar aanmoedig, veral na mate ons die oordeelsdag sien naderkom, en hierdie is 'n versorging van mekaar. So 'n vrede met alle mense, maar 'n diep versorging vir die gelowiges, om hulle naby aan mekaar te hou. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Verhoudings is so belangrik, en nou wil ek graag vir jou lees wat oom Lawrence Richards skryf hier in die voetnota 47 hieronder. If we fail to sense the love and the purposefulness that underline God's discipline, we are likely to become bitter and so miss the grace of God. If we see our trials and difficulties in the perspective provided by God's grace, we will accept discipline. As ons leef met die perspektief op God se genade en sy liefde, sal ons sy dissipline aanvaar en weet ons word daardeur gevorm. Maar as ons dit nie het nie, kan ons so maklik verbitterd word. Ons kan so maklik in 'n lewe van vergelyking leef van, kyk hoe lyk my lewe en kyk hoe lyk daai persoon se lewe en hoekom arme ek, en die verbittering kan maak dat ek afsydig staan teenoor 'n geloofsgemeenskap wat ek eintlik so nodig het. Die Hebreërskrywer sê, pas op daarvoor. Pas op, sorg dat dit nie uitspruit soos 'n wortel nie. En 'n wortel wat groei beteken moet hom nie water gee nie, nê. Geen verbittering wat in ons hart moet leef nie. Verbittering maak dat ons nie in vrede met alle mense kan leef nie. Vers 16. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg verkoop het nie. En hier is nou die groot waarskuwing, en natuurlik is die Hebreërskrywer op pad na die grootste waarskuwing van apostasie. So moenie ongehoorsaam word nie, moenie verbitter word nie. Leef in vrede, bly naby. Kyk na mekaar. En ons sien dit by Paulus, wanneer hy vir die Korinte gemeenskap hierdie eerste brief skryf, en hy sê vir hulle, ek wil vir julle skryf oor 'n klomp dinge. Ek het goed gehoor oor julle, wat regtig vir my skokkend is. En dan praat hy oor verhoudings, en oor hoe mense leef, en hoe hulle optree. Dan sê hy, maar dit hoort mos nie so nie. Dit hoort nie so nie. So hierdie nuwe gemeenskap van Jesus volgelinge moes leer om op 'n ander manier te leef, maar die hart daarvan begin by die evangelie wat Christus kom leef het en wat hy as geskenk bied, en volg hom dus na. Vers 17, julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna, en dis nou Esau, né, die seun wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. So die Hebreërskrywer gebruik hierdie voorbeeld van Esau, en hy sê, onthou jy dat hy terwille van sy eie behoeftes, sy eie begeertes, sy eie drange, bereid was om hierdie groot geskenk van sy eersgeboortereg net weg te gee. En hy kon dit nooit weer terugkry nie. En tot op hier het ons gesien, keer op keer, waarsku die Hebreërskrywer teen hierdie groot realiteit van apostasie, van wegstap, van wegloop van die genade van die Here af. En as jy weggeloop het, kan jy nie terugkeer nie. As jy jou rug daarop gedraai het, dan is dit onmoontlik om terug te keer. Want as jy jou hart eers weggevat is van die Here af, as jy gesê het, dit wat u sin was, keer ek terug, ek verwerp die genadedaad van Christus, ek verwerp die geloofsgemeenskap, ek verwerp hierdie groot geskenk wat u op Golgotha in my plek betaal het, hierdie prys wat u betaal het. Wel dan, om weer terug te keer en dit weer te aanvaar, blyk vanuit die Hebreërskrywer 'n onmoontlikheid te wees, en die groot gevaar daarvan, daarom dat hulle daarna sal luister. Jy kan so terloops gaan kyk na William Lane Craig, sy beskrywing ook hiervan, veral rondom die Heilige Gees te bedroef, want hy trek hierdie twee ook by mekaar, en ek stem saam met hom. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg, met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. En hierdie is alles 'n beskrywing van Sinai. Jy kan gaan sien daar in Eksodus 19, net voor die gee van die 10 gebooie, dat die Here met hierdie baie sterk woorde vir hulle sê, hier is 'n heilige plek, en dan gee hy vir hulle sy 10 gebooie, en hy verwag van hulle om dit na te kom, en ons weet, en ons het dit nou al soveel keer gesien, dit nie vir hulle 'n moontlikheid was nie. Trouwens, selfs met die geskenk van die 10 gebooie, wat 'n 10 uit 10 plan is vir 'n lewe om te floreer, vir 'n gemeenskap om te floreer, het hulle rug op dit gedraai. Het hulle vermeng met die afgode van daai tyd, en nie die heel eerste gebod van die 10 gebooie nagekom, naamlik om geen ander God te hê behalwe God self nie. En hier is die belangrike, nou kom wys die Hebreërskrywer, maar julle is weg van daai af.
En dan vat hulle van een berg na 'n ander berg toe, en hierdie berg is die berg van die Dawidstad, maar ons sal sien soos wat ons daarna lees, dit is 'n groter beskrywing van 'n eskatologiese realiteit. Kyk net mooi, eerst net jy sien, hulle wat dit gehoor het gesmeek, dat geen woord meer tot hulle gerig moet word nie. Dit was 'n verskriklike plek vir hulle gewees. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg geraak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. Dis Eksodus 19. 'n beskrywing van die ou verbond. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Kyk 'n bietjie Deuteronomium 9 vers 19, want hierdie is Moses se eie woorde. Die ou verbond, en is 'n verskriklike storie. En soveel keer sien ons in die Nuwe Testament, ook hier in Hebreërs, maar julle. Maar God, nee, God se redding. En nou, maar julle het wel gekom by Sionsberg, dis Openbaring 14. En die stad van die lewende God, Openbaring 21. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms. Openbaring 19 wat praat van 'n huwelik, 'n bruilof van die einde van tyd. En dit is so asof die Hebreërs skrywer en Johannes op 'n manier nader aan mekaar kom. Maar die Hebreërs skrywer se fokus, onthou mooi, op wat kom terwille van die vreugde wat van die weet vir hom in die vooruitsig was, dat Jesus die kruis verduur en nie vir die skande teruggedeins nie. Nou skep hy vir hulle hierdie fokus. Hy skep vir hulle hierdie prentjie wat wag. 'n feestelike samekoms by Sionsberg, die stad van God. Die vergadering van die eerstgeborenes, vers 23, wie se name in die hemel opgeteken is. Nou lees ek Chris van Wyk se opsomming hiervan en hoor dit hoe mooi sê hy dit. Ek kan aan geen ander skrifgedeelte dink wat so onomwonde ons oproep om nie net self die Here met alles in ons te dien en in geloof te volhard nie, maar ook tegelijkertijd ons oproep om alles in ons vermoë te doen, om te sorg dat daar ander lede van ons geloofsgemeenskap is, wat nie agterbly en afvallig raak van die lewende God nie. En die rede daarvoor is nie net dat dit die gesondheid van die geloofsgemeenskap bepaal nie, hoewel dit 'n belangrike rede is. Die belangrikste rede is dat niemand van die geloofsgemeenskap die voorreg van vervolmaking as die gemeente van die eerstgeborenes kan mis nie. Dit kan net nie gebeur nie. It's too ghastly to contemplate. So hierdie groot fokus van, sien net hoe mooi, sien net hoe groot, en julle is deel van die eerstgeborenes. Onthou jy Johannes 1 vers 12? Almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee, die wat in hom glo, dat die reg gegee om kinders van God genoem te word, die eerstgeborenes, nee, van God. Die vergadering van die eerstgeborenes, wie se name in die hemel opgeteken is, 'n vaste versekering. Julle het gekom by God, wat regter oor almal is. Johannes 3, 16 en 17 beskryf iets hiervan. En by die geeste van die wat vrygespreek is en wat nou volmaak is. So die beskrywing van hulle wat nie meer in die liggaam is nie, maar by hom is. So ek en jy sien iets van Romeine 8 se vryspraak vers 1, en ons sien iets van die vervolmaking, wat Romeine 8 vers 28 en 29 vir jou en my sê, daai dat God alles ten goeie laat meewerk, dan gaan dit oor dat ons na die beeld van Christus gevorm word. Dit is sy ten goeie meewerk, en as jy by daai plek gekom het, dan is jy by die hemelse Jerusalem, né? 2 Timoteus 4 sê Paulus, ek is daar, ek is gereed, ek gaan die hemelse prys ontvang, ek gaan by hom wees. By Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. En ek en jy het nou tot op hede gesien hoe hierdie besprinkelingsbloed, hierdie verwysing na Christus, hierdie groter as die heeltyd deur die Hebreërs skrywer ook gehandhaaf word. Pas op, en hier is die belangrike, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hierdie is 'n verwysing na Haggai 2 vers 5 wat sê dat my gees sal altyd by julle bly. Hy sal met julle praat, en nou gaan ons ook vers 6 sien, die Here wat wanneer hy praat is daar 'n dreuning. So die waarskuwing is, hoor net mooi die Here se waarskuwing. Moenie jou rug op hom draai nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie ag slaan op hom wat van die hemel af met ons praat nie. Hier is hy waarskuwing.
Destyds het hy sy stem die aarde laat wankel, Haggai 2 vers 6. Maar nou het hy aangekondig, en hierdie is nou 'n aankondiging van die laaste dae, wat vanaf hoofstuk 1 in Hebreërs vir ons duidelik is. Nog eenmal, so hierdie is die laaste keer, sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Gaan lees gerus Habakuk 3 vers 10 ook hieroor. Die woorde nog eenmal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, Romeine 8 sê, die skepping wat sug, nee, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. So hierdie beskryf die einde van tyd, die nuwe Jerusalem, wat afkom, so 'n stad gereed vir die bruid, waar God alles nuut maak, en waar die onwankelbare koninkryk van die Here sal handhaaf, en sal regeer. Daarom vers 28, laat ons, wat 'n onwankbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Ons wat in Hebreërs 10 deel in hierdie groot geskenk van 'n samekoms van gelowiges. Ons wat na mekaar omsien. Ons wat deel in 'n onwankbare koninkryk is deel van 'n skare van gelowiges. Hebreërs 11, Hebreërs 12 se eerste deel. Wat deel in die vreugde, wat 'n realiteit is. Wat ons op moet fokus, net soos Jesus, en kan deel in, net soos Jesus. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Want ons God is 'n verterende vuur. Die belangrike verterende vuur, die krag van die Here, wat niemand sal kan keer nie, jy sal nie hierdie vuur kan blus nie, maar ons kan hom, en hoor mooi, met eerbied en ontzag dien. So wat sê die Hebreërs skrywer? Ons het 'n Vader van liefde, wat ons aanmoedig, wat ons tugtig, wat ons bystaan, wat regtig vir ons lief het en ons wil gevorm hou. Daarom vorm hy ons al hoe meer. Dit kom deur moeilike omstandighede, maar ons moet nie ophou nie. Ons moet volhard. Selfs wanneer hy vir ons dinge vra wat nie in ons wil is nie. En hoe meer hy ons vorm, hoe meer word ons soos hy gevorm. Ons moet nie eers oorweeg om weg te draai en weg te stap nie. Want wat hy vir ons gee is 'n onwankelbare koninkryk. In 'n wankelbare wêreld is die beste hoop, draai na hom toe wat ewig is. Hoor sy liefde, hoor sy aanmoediging, hoor die boodskap van die bloed van Christus wat vrymaak. Hoor die hoop van die bruilof en van die fees, van die oorwinning op Sionsberg. Hoor die deelname van die Messias wat gekom het om ons te red en weer kom om ons te kom haal. En daarom hou vas aan hom, ook in hierdie dag. Hebreërs 12 se mond vol skatte om te gaan herkou. So mag ek en jy tussen nou en wanneer ons mekaar weer sien, weer hieroor dink. So my vraag sal wees vir jou vandag, net soos vir my, wie is daar in ons lewe vir wie ons kan inspireer? Dat wanneer ons die ewigheid ingegaan het, oor ons lewe gepraat sal word, daar ook gedeel sal word dat ek het iemand wat my aanmoedig, wie se lewe vir my 'n voorbeeld was, wat my geïnspireer het, en wat ek sal wil sê, as hulle kon vasbyt, soos wat hulle agter Jesus aangestap het, wat vasgebyt het, dan wil ek dit ook doen. Want ek wil dit nie mis nie. O, geliefde, moet dit nie mis nie. En kom ons sorg vir al die gelowiges in ons sirkels van invloed, dat ons aan hulle vashou, en vir hulle herinner, moenie uitmis op wat God vir jou het nie. Dankie Vader, dat ons deel is van die Vader se familie, dat ons 'n Vader het wat omgee. Here, as ons aardse vaders na ons bes wil, ons kinders vorm en aanmoedig en tug, hoeveel te meer nie U nie, die ewige Vader, die regverdige God. As U ons in hierdie dag vra om U in opregtheid te dien, dan weet ek dit is, Here, omdat dit vir ons beswil is, as U van ons vra om weg te gee, of iets te doen wat nie vir ons gemaklik sou wees, of wat ons dalk sou verwag nie, bid ek dat ons dit in oorgawe sal doen, en dat ons die vrede van gehoorsaamheid aan U juis tasbaar sal beleef. Dankie Here dat U ons so lief gehad het, dat U alles kom gee het, die volle prys betaal het, die beker van oordeel kom drink het, sodat ons die beker van geregtigheid kan drink, en kan deel wees van die familie, van die ewige koning. Ons bring aan die eer en lof, in Jesus se naam. Amen. Tot ons mekaar weer sien, om, as die Here wil, die laaste hoofstuk van hierdie kosbare brief, saam mee deur te stap, mag jy die seën van die Here intens beleef.